Ons groet hier weer eens vir die hoofwedstryd vanmiddag hierso tussen die manne van St. George's van Gordons Bay strand teen die tuisspan Deurbel. En ons sien uit na 'n baie goeie wedstryd vanmiddag hierso. Ons gaan net gou kyk na die twee spanne soos vanmiddag op die veld gaan verskyn. Aan die kant van die besoekers op die loskop stit het in die nommer 1 try het ons vir Christief Kilola. Die vaskopstit het ons vir Byron Kipido. Die hakker het ons vir Marcelino Roos. As die manne is van St. George's wat op die veld verskyn. Die twee slotte vanmiddag het ons vir Ashley Riffel en Linson Andries in nommer 5 try. Die twee in die nommer 6 stryd ons vir Ahmed Smith, nommer 7 Ashwin Shields en die 8ste man vanmiddag het ons vir Jeffrey Laka. Pieter Smit wat sy span op die veld lê, die skare wat dit duidelik maak. Ons kyk gou na die op die skramskakel het ons vir Jody Helford, Devin October. Die twee vleuels het ons vir Hees Collins en Jaynat Phillips, die centerpaar vanmiddag het ons vir Dwayne Robenheimer en Gregory Clausen en die heel agter Darren Hayes. Ons gaan 'n minuut stilte hê. Ons medelee aan George Sinden, die vorige oud-president van Deurbel, wat onlangs oorlede is. En ons innige meegevoel met die familie en vriende. En ons het 'n minuut stilte vir oud-president meneer George Sinden. In die middel vanmiddag het ons meneer Johan de Bot. Ons kyk gou na die span van Deurbel wat van links na regs voor ons verby gaan speel. Ek het my die loskop sit Hannes Besuitnout, die hakker Adrian Staples, Francis Staples sy tweeling Boetie in die nommer 3 try, die twee slotte vanmiddag nommer 4 Carlo van Green en oud Boland speler Christie van die Kerk in die nommer 5 try, nommer 6 Tuso Mokele, nommer 7 Pieter Smit die kaptein en die 8ste man Andre Hannekom. Die Aiden Miller vanmiddag die skramskakel, Rian Genis die loskakel, die twee vleuels Anu Jordaan linkervleuel, Eugene Bosman die regtervleuel, Jeff Geral en Janiel Losper die twee centers en Grant Hermanus die heel agter. Grant Hermanus baie bekende speler. Meneer Bot vra vir die manne of hulle gereed is vir St. George's en ons is reg vir die begin van hierdie wedstryd. Meneer Bot Armand in die lug. Grant Hermanus heel agter wat hierdie wedstryd gaan begin. Grant Hermanus is sy eerste jaar hierso, 'n bal wat lekker hang onder die bal is dit die manne van St. George's wat die bal terugklap. Hulle moet nou ver terug hulle tot binnekant hulle uit 22 meter. As dit aan die oorkant lyk my dit is die linkervleuel. Dit is oor die vleuel Anu Jordaan wat die bal opgetel het en Anu Jordaan wat oor is van die afskop af is dit Anu Jordaan die linkervleuel en hy druk 'n skitterende 3. Vandag is dit die manne hierso van Deurbel wat toeslaan hierso. Vandag het begin van hierdie wedstryd. Anu Jordaan. Ons weet hierdie man het spoed. Een van die gereelde spelers die regtervleuel, Reis Du Plessis wat vanmiddag nie speel nie, 'n bietjie ruskans kry. Soos ons reeds gesê het, Deurbel wat tweede lê, maar hulle het 'n wedstryd in hand. Hulle is 1 punt agter die manne van Villagers teen St. George's wat onder die punteleer is. En hulle sal graag wil terugkom in die nommer 1 plek, Deurbel. As dit Hermanus is wat hierdie bal tref, Hermanus tref hierdie bal goed, Hermanus trek hom skitterend en hy sit hom uit die hoek tussen die pale deur. 'n Baie goeie skop en dit is baie goed vir mense selfvertroue. Dis wat 'n skopper wil hê. Eerste skop, vanaand 'n moeilike skop wat hom tussen die pale deurskop.
baie goeie skop deur Hermanus en binne die eerste minute van die afskop af is dit die manne van Durbel wat eerste bloed ryk. En lyk my dit is hulle nommer 14 wat hierdie wedstryd gaan begin. Dit is Junite Phillips. Een van lekker, een wat lang onder die bal lyk my is dit Carlo van Green. Ja, Carlo van Green wat die bal pragtig in die lug uitvat. Durbel wat hierdie bal wil vandag kry. Dit is Aiden Miller wat wag vir hierdie bal. Aiden Miller wat wag vir hom. Aiden Miller, hy gaan hierdie bal lekker Gary Owen hoog in die lug gaan skop. Hy wen nie verveld nie, maar pragtig onder die bal is weer aan Jordaan. Pragtig pluk hy daardie bal uit die lug uit. Dan sit die hande nou hierso van die manne van Durbel met die agterlyn kom die manne hierso. Dit is 'n hand van gerol dat loop hierso nou lyk my is Aiden Miller wat vasgevat word. Nee, is Miller. Dan is dit nou hier in die hande 'n skiep oor aangee in die hande hierso van Eugene Bosman. Hier gaan 'n strafskop kom as die manne van de St. George's wat wil vandag speel. En dit is lyk my dit is Dwayne Raubenheimer. Dit is aan die hande van die Byron Kipro, groot speler. Hy word vasgevat. En dan weer in die hande lyk my hierso van hulle Jody Devin October. En hierdie bal gaan uitgeskop word aan die oorkant van die veld met die Visser gaan staan. Want kan die 22 meter nou van Durbel. Dit kon 'n baie gevaarlike beweging gewees het hierdie vir Durbel. Net die kon hulle die bal lekker wegkry nie. Oor aangee na Eugene Bosman. Hierdie manne wat wil vandag speel, St. George's is hier om te speel. Durbel is hier, hulle wil ook speel. Pragtig word hierdie bal in die hande kry deur Carlo van Green en Carlo van Green laat loop hierso lyk my daar so nou in die hande van Tuso wat vasgevat word binnekant sy 22 meter. Dan sit lyk my hande kom Pieter Smit wat daar die bal in die hande kry, maar dit is die manne van Durbel wat die bal laat vorentoe laat val het. Die manne van Durbel wat ongelukkig daardie bal vorentoe verloor het. En dit is nou St. George's wat 'n baanvallende skram het in die middel van die veld op die 22 meter. Ons is al gewoond van die stapelboeties wat baie goed speel en baie goed skram. Sterk spelers. Skeieregter daar net vir die manne sê wat hy wil hê van die vaste skram. Hy het al reeds met hulle gepraat, maar hy wil net weer vir hulle sê wat hy wil hê. Eerste skram wat ons altyd sê, baie belangrik. Baie goeie wedstryd vanmiddag hierso. Baie dankie aan ons borgers wat dit moontlik maak om hierdie wedstryd aan te bring. As dit nie vir die borgers was nie, kan ons nie hierdie wedstryd uitsaai nie. En die ondersteuning hier vir die klub rugby in Durbel is baie goed. Word baie goed ondersteun. Ons sien baie goeie spelers. Ons sien spel van gehalte. St. George wat die bal ingooi, maar Durbel wat baie goed skram. Durbel se Pieter Smit wat hierdie bal optel. En dan sit lyk my in die hande van Hanekom. Ja, in die hande van Hanekom, die skeieregter wat sê vaste skram. Durbel wat hierdie bal kan ingooi. Leer John de Bot, baie goeie skeieregter. Een van die top skeieregters hier in die Weskaap. Dit is altyd lekker om te sien dat klub rugby in die Kaap is gesond. Waar jy ook al is, geniet hierdie rugby wat aan die gebring word. Ons sien nie altyd hierdie heerlike sonskyn weer in die winter nie. In die hartjie van die winter het ons 'n heerlike dag vanmiddag hierso in Durbanville as dit Aiden Miller wat nou die bal gaan ingooi. Miller druk so 'n bietjie, maar ek moet sê dis Durbel wat baie goed skram en dan sit Hanekom wat wegbars met die bal. Hanekom wat ongelukkig die bal vorentoe verloor. Skeieregter Slykie Blaasie sê ongelukkig Hanekom wat die probeer sy hande losmaak het om die bal weg te kry na Aiden Miller. Maar ongelukkig is die bal wat verlore gegaan het. My bal. En 'n vaste skram en dit is nog steeds St. George's wat in die halfgebied bly nou van die manne van Durbel.
Deurbel wat voorloop met 7 punte teenoor die geen direk van die afskop af eerste punte en dan is dit manne van St. George's wat wys hulle wil rugby speel. As die ander hierso nou van die manne van Oktober wat die bal opvat. Nog steeds is dit die manne van St. George's. Hulle wil hierdie bal kry. Skeieregter se meneer De Bot wat sy arm uitsteek. Was die ander daar lyk my van Lins en Andries, hulle nommer 5 wat in nommer 17 try speel. Dit is Jody Helford wat wag vir die bal. En die ander daarso van Christiva Kilola. Skeieregter wat sê die manne van Deurbel omkant. Meneer De Bot wat daar vir hulle manne wys hulle is omkant. En wat gaan die manne doen nou hier van St. George's? Devin Oktober wat die bal het, hy gaan hom uitjaag aan die oorkant van die veld. Hy gaan kyk of naby hom in die doellyn kan hy skop, maar die bal wat so 'n bietjie van die voet af skil, nie baie goeie skop nie. Skil so 'n bietjie van die voet af van Devin Oktober. En ons lyn staan aan die oorkant van die veld net binnekant die 22 meter, so 2 meter binnekant die 22 meter nou van Deurbel. St. George's wat op die aanval bly. Marcelino Roos wat hierdie bal gaan ingooi. En wat gaan die manne nou doen? Hulle gaan agtertoe, maar die bal wat nie sy manne vind nie. Nou is hier die ander van Pieter Smit, die kaptein Pieter Smit wat 'n man aan die pad uitloop, as hy dan word hy vasgevat net op binnekant die 22 meter. Nou word hierdie bal op die voet gesit hierso lyk my deur Rian Genis met 'n ongelooflike goeie skop. En dan is die manne van St. Joseph wat we vannacht speel. Grensrechter, wat sê nie, ek weet nie, ek wil vannacht gespeel het, maar die grensrechter wat sy vlag omhoog is, meneer Bot, roep hulle terug. As hulle die mannen vanaf ook gespeel het, Darren Huis wat we vannacht speel. En dit is nou Marcelino Roos wat die bal moet ingooi. Maar 'n baie goeie skoppie gewees hierso van Rian Genis. En dan kry hy nie sy spin in 'n snie. Skeieregter wat sê die bal skeef ingooi. Stapel, dit is Marcelino Roos wat hierdie bal ongelukkig skeef ingegooi het. En so vas is Kram. Aiden Miller wat hierdie bal in die vaste kram gaan ingooi net buitekant sy eie 22 meter. Aiden Miller wat vandag speel in die plek van Grant Lefleer. Die gereelde skramskakel hierso Aiden Miller. Wat hierdie skram gaan voer. Deurbel wat lyk of hulle lus is vir skram op. Moet sê, hulle is baie sterk, hulle voorspelers, al die spanne. Dan is dit die manne van Deurbel wat baie goed skram, hulle vorentoe. En dan het van Genis, oor aan skema, amper word die bal onderskep deur hulle regtervleuel, Eugene Bosman, Junaid Phillips. Nie baie goeie aangee gewees nie. As daardie man daar die bal in die hande gekry het, Junaid Phillips was hier groot moeilikheid vir die manne van Deurbel. Maar hy verloor die bal vorentoe. En nou is 'n vaste skram. Aiden Miller wat weer gaan gooi, maar hulle het agtertoe gespeel met hulle balbesit wat hulle gehad het. Hermanus wat ook in die agterlyn is. En dan gaan die verbaas wees, dan kom hierdie bal gaan optel. En dan Grant Hermanus speel. Grant Hermanus wat hier aan die regterkant van die skram staan. Hulle skram goed. Ek het 'n vermoede die bal kom na Hermanus toe, ander kom wat die bal gaan optel. En dan sit skryfregter wat lyk met sy arm omhoog het. En dan sê speler aan die ander kant toe na Genis laat loop daar aan die oorkant daar so na. No, get out. Anu Jordan, maar die skryfregter speel voordeel hier sit nou in die hande daar so van Tuso wat vasgevat word. Die skryfregter wat sê die manne van St. George's is onkant. Last feet. Meneer Johan de Bot wat vir die manne sê julle is onkant, julle kan nie daar speel nie. You have to get on last. Wat gaan Pieter Smit doen? Pieter Smit gaan hulle hierso, hy gaan die bal gee hierso lyk my vir Hermanus wat gaan kyk of hy die bal kan uitskop. Ja, Hermanus hy gaan die kantlyn opsoek, hy gaan die bal uitjaag. Draafpad tussen die 22 meter en die doellyn aan die oorkant van die veld. Deurbel nou op die aanval, gaan ons hier nou 'n bietjie rolmal sien van die pakvoorspelers van Deurbel. Hy dink Staples wat die bal gaan ingooi.
Staples Boetie natuurlik baie sterk spelers. Tweelingbroers wat baie goed speel. Hy dink Staples wat die bal ingooi, maar hy kry nie sy springers in die lyn staan nie. Hy gooi die bal bietjie oor die manne se koppe. Dan sit dit die manne van St George's wat wil vinnig speel. Ek moet sê dit is Ashwin Shields wat baie goed gedoen het. Hier sal wel die bal vinnig kry. Nou sit 'n lekker steekskop hier so deur die manne van St George's. Maar dit is die bal wat uitgaan oor die kantlyn. Lost forward. Hermanus wat die Santo die bal probeer kry. Pragtig word nou gehardloop deur Roubenheimer laat loop daar en dan sy agterste man aan die oorkant Jeffrey Laka. Dis gelyk te sê die bal is vorentoe. Hermanus lyk my wat hou weg het op sy been. Ja, die bal is vorentoe daarso. Maar dit kon baie gevaarlik gewees het. Redelik wat ons nou sien, lyk dit my Dwayne Roubenheimer 'n baie gevaarlike binnesenter. Yeah. Jy wil nie hom baie spasie gee nie. The option, you played it quickly. So you made your choice. En ons 'n vaste skram. Wedstryd wat sukkel om lekker in gang te kom. Miskien bederf deur die vorige wedstryd wat meer los was. Ons weet hierdie is 'n baie harde wedstryd. Hulle speel vir punte. St George's wat wil opskuif op die punte leer. So ook is dit 'n Durbell wat wil teruggaan na nommer 1 posisie toe. Just playing on the jersey, not on the leg. En dan skram hy Miller wat hierdie bal gaan ingooi in die vaste skram. Skare wat lekker saam praat. Die tussen ons die skare wat lekker sing en hulle spanne aanmoedig. Skeidsregs sê nee, die manne julle het opgegaan. Kan nie opgaan nie. Manne het opgegaan hierso. Net links van die man. En dit is 'n Miller wat die bal gaan ingooi. Dis jou hakker. So wat 6-7 meter buitekant die 22 van St George's oorkant van die veld, so wat 10 meter van die oorkant se kantlyn. Crouch. Span wat die voorspelers van Durbell se span wat baie goed skram. Set. Miller wat hierdie bal gaan ingooi, 'n paar veranderings aan die kant van Durbell, dan sit weer Durbell wat pragtig skram. Die skeieregter wat sê jy gaan julle voordeel speel. As dit die hande hierso van Jeff Gerol, Miller die wag vir hom, hy laat loop hierso. Nou die hande dan van die hande lyk my daarso van Andre Hanekom, hy stamp 'n manne van Andre Hanekom is deur en Andre Hanekom trek 'n baie goeie drie. Andre Hanekom is deur, is 'n baie goeie speler. Andre Hanekom is seer gewees, maar hy's terug. Jy's het die man flank gespeel, nou speel hy agterste man, Hanekom, baie goeie speler. Ek dink amper die mag. Nee, ek dink jy mag. Manus wat nou seer kry, hy gaan hierdie bal stel. Ons kyk waar hierdie bal stel. Hy gaan hom stel op die 22 meter. Kyk na die wedstryd. So wat 13 meter, 14 meter van die hoofpaviljoen kant van die veld. Hermanus natuurlik met sy eerste skop, 'n skitterende skop tussen die pale deurgejaag. Hermanus wat gaan kyk of hy kan 2 punte byvoeg. Hermanus gaan vorentoe kom. Hermanus gaan 2. Nee, ongeluk. Ja, Hermanus voeg 2 punte by, die bal tussen die pale deur. En die telling is 14 vir die manne van Durbell. En dis die manne van St George's wat nog 'n punt aanteken. En was baie goeie nuus wat ons later vroeër gekry het van Suid-Afrika wat die kampioene is. Hulle het Engeland gewen. Ek is seker met hoe ver nie, maar ek neem aan ons 5 of 6 paaltjies wel gedaan. Proteas skitterende oorwinning oor Australië op Lords. Baie trots op ons cricketmanne. Baie goeie wedstryd gewees. Baie vinnig klaar gewees, maar wel gedaan aan ons Proteas span met 'n goeie oorwinning oor die Aussies. En dit is nou Junaid Phillips wat weer die spel gaan begin, 'n lekker diep ene. Onder die bal is dit Pieter Smit wat die bal in die hande kry. Die kaptein Pieter Smit die is op die begin met 'n lekker sterk loopie. Pieter Smit word vasgevat. Hy gaan die bal beskikbaar stel. Aiden Miller die wag vir hom. Hy gaan hierdie kan 'n lekker hoë skopie kom. Ek dink Aiden Miller gaan hierdie bal op die voet sit. Jep, hier kom hier Gary Owen met sy linkervoet onder die bal. Is dit Dani Jordan wat baie goed onder die hoë bal is. En dan sit die manne van St George's wat die bal pragtig in die lug kry. Bal agtertoe, maar hy kan nog steeds speel. En dit is Alfred wat wag vir die bal. St George's wat vorentoe wil gaan. Dit lyk my dit is Byron Kipero. Dan gaan hierdie bal uitkom in die hande nou weer daarso van Helford laat loop hierso. Nou in die hande daarso van Devon October word vasgevat. As in die hande daarso lyk my nou van Jeff Gerol wat die bal pragtig afgevat het.
Aiden Miller is daar. Aiden Miller kry die bal. Pragtig word die bal in die hand kry. Pieter Smit wat sy hande losmaak. En dan sit Lasper wat die bal beskikbaar gemaak. En dan sit nou Eugene Bosman laat loop daarso. Nou in die hande daarso van Christie van die Kerk. Nou sit aan die hande van Miller na Hermanus die trap binnekant toe. Miller laat loop daarso in die hande van Anders Besuitnout. Anders Besuitnout wat vasgevat word. Skeieregter wat sê jy moet los, jy kan nie met jou hande in die losgemaal wees nie. Sê daarso vir Collins, jy kan nie met jou hande in die losgemaal gaan nie. Hermanus wat gaan kyk hoe ver kan hierdie bal uitskop. Ons weet die man is natuurlik baie goed onder met hulle losgemale, die manne van Durbel. As hierdie bal uitskop 5 meter van die doellyn af, hoop paviljoen kant van die veld, gaan ons nou weer 'n goeie losgemaal sien aan die kant van Durbel. Durbel wat voorloop met 14 punte teenoor die geen punte nog van die manne van die besoekers van St. George's Strand Gordons Bay se wêreld. Adrian Staples wat hierdie bal gaan ingooi en dan nie sy manne gevind nie. Karel van Greenen, dit is Christie van die Kerk wat die bal pragtig redelikheid vat. Hold in front. Use the ball. Let it Manne wat grond toe gaan nie daarso, dan sit Francois Staples wat vorentoe gaan, Francois Staples wat vasgevat word, Miller laat loop daarso na Hannekom wat dan die vorige 3 gedruk het. Dan sit Miller laat loop daarso na gerol die gerol ongelukkig die meneer De Bot wat wys die bal is vorentoe aangegee. Alles vorentoe aangegee ongelukkig daarso, maar amper was dit nog 5 punte vir die tuisspan Durbel. Vasgeskram, nou is dit ingooi vir die manne van St. George's wat hierdie bal gaan ingooi 5 meter van hul doellyn af. Sy regtervoet moet links wees. Dis fyn. Ja, ek het vir hom reg help. Amper was dit gerel wat 'n 5.8 teken en ongelukkig die bal wat net vorentoe is. Dis wat eintlik baie opwindend maak met die klap rugby. Skeieregter moet onmiddellike besluite maak. Hier's nie weer gaan na die team ou toe nie. Meneer De Bot wat ons weet 'n skittende skeieregter is. Durbel wat pragtig skram, Durbel wat baie goed skram. Durbel wat hierdie man amper van die bal kry, maar dit is St. George's wat die bal kry. Pragtig onder die bal is dit Bosman wat hierdie bal pragtig redelikheid vat. Bosman wat nog steeds hardloop. Bosman sny binnekant toe en Bosman die hardloop nog steeds hy word gestuit net voor die doellyn. Bosman wat hierdie bal gaan beskik, wat Miller gaan die bal kry. Miller laat loop na Genis daar in die hande van Gerald. Hermanus wat die bal vorentoe aangee, die bal vorentoe laat val word ongelukkig. Dan sit St. George's wat die bal verveld afskop. Nou sit die manne van Durbel wat moet terugval, Genis wat moet ver terugval. En is nog steeds, hy is nou daar in die moeilikheid as hy vasgevat word. Hy gee die bal agtertoe aan, nie baie goeie aangee nie. As jy nou daarso van Arno Jordaan. Hy gaan die bal beskikbaar maak nou daarso. Miller verveld vloer. As die hande van Genis gaan hierdie bal verveld afjaag onder die bal hierso lyk my. Is dit Ashwin Steels en hierdie bal wat uitgaan. Ek kan sien waar die bal in die lug uit kry nie. Het ons hier 50-22. Ja, 50-22 is skitterende skop daarso deur Rian Genis. Baie goeie skop hierso deur Rian Genis. Verveld gewen sy tweede in 50-22 en is die manne van Durbel, Adrian Staples wat hierdie bal gaan ingooi. Maar amper was die moeilikheid geweest vir Durbel. Kan nie bekostig maak om foute te maak teen St. George's nie. Die manne het spoed, die agterlyn van St. George's. Hulle het spoed, hulle het wiele. Hulle keer die pad doellyn toe. Heerlike skare hierso. Wat 'n heerlike dag vanmiddag hierso in Durban. Wil Staples hierdie bal gaan ingooi. 2 keer nie sy manne gevind nie. Ek dink hy gaan nou ingooi. In die lyn staan is dit lyk my agter is dit ander hande kom wat hierdie bal in die hande kry, dan begin hulle met 'n losgemaal. Hy's in die hande van Adrian Staples. Hy's in die hande van Staples, dan Karel van Greenen wat net nie sy man kan vind nie. Hy's in die hande daar van die kaptein Andries. Hy gaan die bal kry, hy gaan hulle begin. Hier's nou groot gaping aan die ander kant nou daarso. Nou is die ander daarso van die heel agter Darrenhuis. Darrenhuis laat loop en dan na sy regtervleuel toe. Nou is die manne van St. George's wat lekker vandag speel. En dit is St. George's nog steeds die bal in die bal word verveld afgejaag nou deur Dwayne Raubenheimer. Jy weet nie of dit baie goed was nie. Dan is dit Hanno Jordaan wat pragtig hardloop, dan voer hy dan aan die oorkant toe. En die bal word op gesit en is Hanno Jordaan. En dit is ongelukkig die bal wat binne die doelgebied verloor word en die skeieregter sê die bal is aangeslaan deur die manne van St. George's. Maar baie goeie spel weer deur Hanno Jordaan.
Ongelukkig kon hy net nie die bal toeval nie. En is die manne van St. George's wat die bal oorgedra het, die skare wat lekker saam praat. Heerlike hier tussen die mense sit die skare wat heerlik saam praat. Lekker om hier tussen al die mense te sit, al die kommentaar te luister. Ondersteuners van St. George's wat gekom het om hulle manne te ondersteun hierso. En 'n baie vallende skram nou vir die manne van Deurbel. Aiden Miller wat hierdie bal nou gaan ingooi. Deurbel wat baie goed skram. Bietjie taktiek bespreek. Ek is seker die manne gaan hier probeer kom met 'n oor so 3. Weer eens baie dankie aan ons Borgelone Bull Stadium. Pararora, Arts, Twisa, Cape Delhi, CDF, Pickfords, Twisa. Baie dankie die borgers wat dit moontlik maak om hierdie wedstryd aan St. Buffelsfontein Brandewyn. As dit manne van Deurbel wat vorentoe gaan, dit is 'n Miller wat die bal optel, Miller probeer binne toe gaan. Hy laat loop daar Manus die ster en Manus gaan hom druk. Hermanus wat in die gaping hardloop. 3 wat moontlik gemaak is deur die voorspelers. 3 wat daar so moontlik gemaak was deur die voorspelers vorentoe gaan het. Op hierdie oomblik, ja. Aiden Miller opgetel regte oomblik vir Hermanus wat op 'n goeie lyn ingekom het. En hy druk 'n baie goeie tree en hy gaan kyk hoe hy sy 3 kan verdoel. Hermanus sover 2 baie goeie doelskoppe deur die palle gesit. Baie goeie geskop nou deur Hermanus sover. Deurbel wat hulle derde 3 gedruk het. Pieter Smit wat bietjie dan met die manne praat en sê manne, ons moet konsentreer. Gaan nie net oor die wen nie, wil die wen nie, wil die bonuspunte hê, maar dit gaan ook oor die punteverskil. Hermanus wat nou gaan kyk of hy kan 2 punte byvoeg. Hermanus kom vorentoe. Hy tref die bal goed. Hy tref die bal skitterend. Hy tref die bal uitstekend en hy sit nog 2 punte by. Hermanus wat absoluut is. Sy skop skoen aan net vandag. Hermanus wat baie goed skop vandag. Baie goeie skop deur Grant Hermanus, natuurlik 'n baie welbekende speler, lank vir die WP en die Stormers gespeel. Baie bekende spelers. En hierdie telling wat nou verander na 21 punte vir Deurbel. En die manne van St. George's wat nog moet betant teken, maar ons bly sê die spel moet nie losstorm nie, want dis St. George's wat baie gevaarlik is met die losballe en balle in die hand. Hulle het baie spoed. En 'n lekker skopie hier wat vir sy voorspelers onder die bal hierso, lyk my is dit Ahmad Smit. Ahmad Smit wat hierdie bal gaan terugwen vir sy span. Ja, St. George's wat die bal gaan terugwen. Alfred wat hierdie bal gaan kry. Alfred laat loop hierso nou na Oktober laat loop daar na sy regtervleuel. Nou sien die ander daar so lyk my daar van Gregory Klaasen probeer gaan, maar dan word hy vasgevat. St. George's wat hierdie bal nog steeds in die hand het. En dan is dit nog steeds St. George's en is dit Pieter Smit wat hierdie bal afgeneem het. Nou sien hy van Tuso wat nog sterk vorentoe gaan, nog steeds Tuso hierso wat vandag die wedstryd begin. Skeieregter so vletjie blaas. Hy sê julle manne moet terug gaan, julle kan nie seker dat meneer de Bot vir die manne sê nie, maar hy moet dink jy nou hy was daglig nie. Hermanus wat hierdie bal gaan skop in sy regtervoet, gaan kyk waar kan hy uitskop. Baie goeie skop van Hermanus, uitstekende skop van Hermanus, 'n skitterende skop van Hermanus. Hy verplaas spel na 5 meter van die doellyn af. Die man is vuur en vlam vandag. Speel 'n baie goeie wedstryd, skop goed uit die hand uit. Goeie 3 gedruk. Hermanus wat baie goeie wedstryd speel. Soos gesê het, is 'n man wat al groot rugby gespeel het, baie provinsiale wedstrye gespeel het, baie bekende speler. En dis hierdie agterlyn van 'n Deurbel wat bietjie 'n paar veranderings het, 'n paar van hulle gereelde manne wat nie speel vandag nie. Pragtig is dit nou aan die hande van Christie van die Kerk wat die bal kry. Skeieregter sê You're changing, then you're obstructing. Julle kan nie voor die manne gaan nie, dis obstruksie. Van 'n losgemale kan jy nie voor jou man wat die bal gekry het ingaan nie. Jy kan nie manne keer om by hom uit te kom nie, dis obstruksie. Strafskop op die 15 meter, 5 meter van die doellyn af vir die manne van St. George's en ek is seker hulle gaan kyk ver kan hierdie bal uitskop. En dit is Unite Phillips wat die kantlyn gaan opsoek. Unite Phillips wat hierdie bal gaan skop, hy gaan hom uitskop.
Hy verplaas spel nou na net buitekant die 22 meter, so wat 6 meter buitekant die 22 meter van Deurbel. Van St. George's aan die oorkant van die veld. Jammer, St. George's. Dank dit op my. En dit is hulle hakker wat hierdie bal gaan ingooi, Marcelino Roos. Marcelino Roos, pragtig is dit. Karel van Greden met hierdie bal in die lug uitplikke vir Deurbel. Hulle gaan hom kry, Miller laat loop hier na Staples wat vorder, Staples wat vasgevat word, Miller wat die bal kry, na Van Greden binne aangee na Pieter Smit wat pragtig veld wen, nog steeds Pieter Smit, Miller na Genis 'n lang aangee in die hande van Losper laat loop binnekant toe, maar die ongelukkig is dit Hermanus wat die bal net nie kan optel nie baie goeie aangee nie, baie moeilik om 'n bal op jou voete te kry, baie moeilik as jy op spoed is om 'n bal te kry, op jou voete af te buk en vorentoe gaan, maar amper was dit nog 'n 3 vir Grant Hermanus wat hierdie hele veld vol speel vanmiddag hierso. Hy skop goed, hy lees hier, spel baie goed. Genis wat baie goed doen op loskakel, baie goeie skopvoet aan hom. Die span van St. George's wat onder geweldige druk is in die scrums. Deurbel wat hulle onder geweldige druk sit as dit Elfert is wat hierdie bal gaan ingooi. Dit is die manne van Deurbel wat baie goed skram. Maar dan word al weggebreek, lyk my daarso deur hulle agterste man. Dit is Jeffrey Lacker. Hy word vasgevang, dan is dit in die hande die skeieregter se fluitjie blaas. Hy sê julle in die bal oorgedra. Ja, die bal is oorgedra deur die manne van St. George's, vaste skram, baie vallende skram hier so 5 meter van die toelyn af. As dit St. George's wat die bal oordra, kan nie wegkom nie. Die voorspelers van Deurbel wat pragtig skram. Hulle sit die voorspelers van St. George's onder geweldige druk. Miller wat hierdie bal gaan ingooi, Hermanus wat hier so aan die steelkant hier staan. 'n Groot gaping wat ons sien hier so, as Hermanus hierdie bal kry, gaan nou iemand kom. Ander kom hierdie bal optel, Hermanus, Eugene Bosman is hier, moeilikheid vir St. George's. Wat gaan Miller doen? Miller wat hierdie bal gaan ingooi, en is Hannekom wat optel, Hannekom wat nog steeds gaan en Hannekom wat sy tweede 3 druk. Baie goed gelees deur Andre Hannekom. As jy gaping gesien, was hy hoog staan op die hoofpaviljoen van die game. Ek dink Hannekom gaan dit loop na Hermanus toe, dan was 'n moeilikheid, maar Hannekom het gesien die gaping is daar, Hannekom tel op en Hannekom gaan druk sy tweede 3 van die wedstryd. En dit is die bonuspunt 3 vir die manne van Deurbel. Manus gaan kyk of hy nog kan 2 punte byvoeg. As jy baie speeltyd oor nie, seker is 2-3 minute se speeltyd oor in die eerste helfte. Baie goeie eerste helfte in die stadion van die span van Deurbel wat baie goed speel. Hulle sit die manne van St. George's onder gewellige druk. En ons Manus wat nou gaan vorentoe kom, hy gaan hierdie bal tref. Die bal trek skitterend, die bal trek netjies, die bal trek pragtig tussen die palle deur en 2 punte by Hermanus wat nog een keer kon nie die bal tussen die palle deur geskop het nie. Nog 2 punte by. En dis die telling wat opskuif na 28 punte vir die tuisspan. St. George's wat nog moet punte aanteken. Manne van Deurbel wat hierdie wedstryd baie goed beheer. Meer van hierdie wedstryd, alle fasette. Lees spel goed. Doen wat hulle moet doen. Philips het hierdie bal afskop. Wanneer die bal is dit die manne van Deurbel wat die bal laat spring. Skeieregter wat sê onkant spel ek my daar's ja, dan kan die man net lig speel nie. Hy sê die man het die lig uitgestamp. Mag jy man die lig uitspeel nie en dis Hermanus met wat pragtig skop vandag. Palle toe, kantlyn toe. Manus wat sy regte skopskoene aangetrek het lyk my vandag. Manus wat hierdie bal gaan uitskop. Hy gaan spel verplaas. Waar gaan staan die grensregter? Hy gaan staan hierso op pad tussen die 22 en die 10 meter lyn hoofpaviljoen kant van die veld. Val in 'n lekker lyn staan hierso reg voor ons. Ons op die hoofpaviljoen sit tussen al die mense, tussen al die besoekers. Meneer De Bot wat 'n goeie wedstryd het in hierdie stadium. Anders besluit net wat net hierso vir Adrian Staples kon sê waar hy moet ingooi. Kort lyn staan weer Karel van Greden dink ek agter. Ja, die bal gaan na Karel van Greden. En dan van Miller laat loop hierso nou na Pieter Smit. Pieter Smit wat aftrap binne toe en dan sny binnekant toe en word hy vasgevat.
Pieter Smit, hier kom gaan 'n strafskop kom vir die manne van St George's, die bal vasgehou word. Dan word hy vanaf gespeel deur Alfred wat hierdie bal vorentoe skop. Nou moet daar terugval word deur Miller. Miller wat pragtig gaan red hierso. As dit die Collins is wat die manne onder geweldige druk sit. Die skeieregter wat sê julle die bal vas. Nou word daar vanaf gespeel deur die kapteine. Dit is Linson Andrews. Hy het die bal lyk my wat vorentoe verloor word. Dis die hande van Andre. Nee, dis in die hande lyk my daar's van Gerol. As die hande lyk my daarso van François Staples wat ingaan, hy gaan 'n bal beskikbaar maak om 'n goeie bal te kry na Genis toe. Genis wat gaan kyk. Dit is Miller wat 'n lekker Gary Owen onder die bal lyk my hierso is Darren Hayes wat die bal pragtig religheid vat, gaan gly oor sy eie voete. Nou is daar aan die hande lyk my daarso van hulle nommer 7 flank, dis Ashwin Street, want dis die manne van St George's wat agter toe speel. As dit gewellige druk is wat Durbel op hulle sit. Hulle was amper op die 22 meter. Nou is die bal hier in die hande van hulle vaskop sit. Dit is Kipedo wat die bal wat van Roos af gekom het. Kipedo wat 'n paar meter veld gewen het. Hy's net oor 16 meter lyn. Skeieregter meneer 'n bot wat op sy vletjie blaas. Hy sê die manne gaan oor die bal, jou die bal vas, jy kan nie oor die bal gaan nie. Strafskop wat hier afgestaan word nou deur St George's in die doodsnikke van hierdie eerste helfte. Goeie aanskoudelike wedstryd wat ons sien hierso. Sien berekende rugby. Ons sien rugby wat gespeel word. Nie net los rugby nie, maar ons sien 'n spelpatroon. Manne wat weet wat hulle doen as hierdie bal uitgeskop word, so wat 10 meter van die doellyn van St George's, die hoofpaviljoenkant van die veld. En dit is Adrian Staples wat hierdie bal gaan ingooi. Gaan ons hierso aan die doodsnikke oor 'n goeie losgemaal sien weer van die manne van Durbanville. Durbel wat nou hierdie bal wil kry met 'n goeie losgemaal. Staples wat hierdie bal gaan ingooi. Gaan hy weer hierso, die bal gaan weer na van Greenen wat natuurlik ongelukkig die bal wat nie in die hande gekry word nie. Dis die hande van die regter vir Eugene Bosman. En Bosman, dis reg deur. Bosman die drukke drie. Pragtige Bosman. Klop 'n paar verdedigers. Hy moes werk vir hierdie 3. Amper die lyn staan nie gewerk nie. Maar pragtig is dit die bal wat in die hande gekry word. As die bal net oor die hande gegooi was van Greenen. En Eugene Bosman wat 'n baie mooi 3 gedruk het. Hy moes werk vir daardie 3. Hy het nie net maklik gehad om oor te gaan nie. En dit is die manne van Durbel, die tuisspan wat hulle 5de 3 druk as Hermanus hierdie bal gestel het. So wat 4 meter binnekant die 22 meter, amper reg oor die regte op paal. Hermanus gaan vorentoe kom. Hermanus gaan 2 punte byvoeg. Meneer de Bot sê, ja, dis 2 punte by en die telling wat nou aangegroei het na 35 punte vir die manne van Durbel. En die manne van St George's wat nog moet punte aanteken. Hulle is onder geweldige druk. Hulle leef bietjie swaar want dit is die tuisspan wat alle fasette van hierdie wedstryd oorheers in hierdie stadium. Phillips wat die wedstryd weer gaan begin van die middelkolletjie af. Hy gaan hierdie keer na die ander kant toe. 'n Lekker skoppie, maar pragtig onder die bal. Is dit Durbel wat hierdie bal tog in die hande gaan kry? Kan jy net sien wie dit daar gekry het. Miller die wag vir hom. Miller laat loop hierso na Genis. Genis laat loop na Pieter Smit en Pieter Smit kom pragtig deurgehaal. En nog steeds Pieter Smit en hy laat nou Staples. Staples nog steeds. Staples laat loop daarso. Ongelukkig wat die bal verlore gaan. Ongelukkig Pieter Smit. Wel gedaan Adrian Staples, wel gedaan. Laaste aangee vind net die man met oop doellyn. Met 'n oop doellyn voor hom is dit ek dink dit is lyk my dit is Janie Losper met 'n oop doellyn voor hom wat net hierdie bal kan onder beheer kry nie. Anders was daar nog punte gewees vir die manne van Durbel. Pieter Smit baie goed gedoen, mooi deurgehaping gekom. Op sy linker skouer was dit Staples wat goed gehardloop het. Mooi ondersteun het. Regte tyd geroep. En dit is Alfred wat die bal gaan ingooi. Durbel wat pragtig skram. Skeieregter sê julle skram goed genoeg vir strafskop. Middelpot wat sy arm omhoog skiet vir 'n strafskop vir Durbel. Hy sê julle manne skram goed genoeg om 'n strafskop te verdien.
En ek is seker Hermanus gaan kantlyn toe skop. Hugo gaan nou 'n paal toe skop. Hulle losgemale werk, hulle skrams werk. Gaan kyk of hulle nog kan 7 punte kry. Hermanus wat hierdie bal gaan uitskop, nie so ver soos dit wil gehad het nie, maar hy skop die bal uit. Hy skop die bal uit so wat 7-8 meter van die oorkant se kantlyn af. Ons is in die doodstukke van hierdie eerste helfte. As dit nou pragtig Hanekom ons wat die bal uit die lug uitpluk. Hier gaan 'n losgemaal opgesit word nou deur die manne van Doorbel. Nou is die ander van Adrian Staples. Hier begin met hulle losgemaal. Is nog steeds die manne van Doorbel wat beheer is van daardie bal. George doen baie goed. Soos Keisreg het gesê, julle doen dit onwettig. Julle kom van die kant af in. As hy nog steeds die manne van Doorbel en lyk Pieter Smit wat daar wegbreek. Pieter Smit wat daar oorduik aan die oorkant. Skeieregter sê nee, die manne van St. Number 4 swimming around. Die manne van St. George's wat omkant was. En nou ja, ek het dakker speel my lewe. Ek sou ook gesê het ons moet skram, maar as jy so goed skram soos wat die manne van Doorbel doen. Bietjie verandering van die losgemaal, lenstaan en losgemaal. Hulle skram baie goed. Vorige skram het hulle strafskop verdien, die manne van Doorbel. Baie goeie pak voorspelers hierdie. Baie veranderings aan hulle eerste span vandag. Manne wat 'n bietjie ruskans kry. Groot wedstryd wat vorentoe wag. Aiden Miller wat hierdie bal gaan ingooi. Hier gaan ons die manne van Doorbel sien nou met 'n groot poging kom. Nee, dit is Hanekom wat optel. Hanekom wat nog steeds daar aanloop by die bal aan Gerol wat vasgevat word 5 meter van die doellyn as Keisregter wat so vletjie blaas. Weet nie of dit 'n goeie een was en bal so vinnig te laat loop nie. Strafskop as dit te Gerol is wat die bal vashou. 90 seconds. 5 meter van sy uitdoellyn af. En dit is Philips wat gaan kyk om hierdie bal uit te skop. Nee, ek het gesê 90 seconds. Philips sê nee, ons gaan hardloop. Dis my kop. En dan lyk my as die hande nou hierso van hulle linkervleuel, dit is Collins. Maar pragtig onder die bal hierso te Genis laat loop hierso na Gerol. Pragtig samespel tussen hierdie twee manne. Hulle wil hierdie bal nou kry. Doorbel wil die bal vinnig kry, gaan hom vinnig uitkry. Skeieregter sê die bal is opgehou. 5 meter skram as die bal opgehou is. Vaste skram 5 meter van die doellyn af. Maar dit is Rian Genis en Gerol wat baie goed gekombineer het. Ongelukkig net die punte kon aanteken nie. As dit losbreek nie seker wie daar was nie. 90. Genis wat baie prominent was in hierdie beweging. 90 seconds. Hulle wat die bal Nee, aan die vorige skram bietjie te vinnig opgetel het, toe sy manne wil vorentoe gaan. Ons kort weer die timing. Ja. Maar mens absoluut te beheer hierso. En dit lyk vir my dit is Jeff Verhaal wat nou op die loskakelposisie staan wat hierdie bal gaan kry, groot seën. Ek is seker wie daar staan, lyk my dit is so nou kyk, ja, Miller wat die voorspelers die kans gee, hy gaan die strafskop kom. Miller wat die bal optel. Miller wat Gerol wat die bal op in die hande gekry, dan sien manne van Doorbel wat amper al oor is. Skeieregter sê ja, die 3 is daar. 3 is daar. Ek is nie seker wie daardie 3 gedruk het nie. Dit kan is dit Andre Hanekom weer. Ja. Andre Hanekom met sy derde 3 van hierdie wedstryd. Hanekom wat natuurlik is skitterende wedstryd speel. Baie goeie 3 daar deur Hanekom. Jy wil jou sterkpunte benut en dit is wat Miller gedoen het. Hy het sy sterkpunte benut, hy het sy skrams benut. Baie goeie 3 keer Andre Hanekom. Toe almal dit geskree het. Ek het die gevoel hy het 'n impak gehad. Dit het net bietjie daar met meneer De Bot gesels. Guy in position of strength. Weet nie wat hy als van vra nie. Hermanus wat nee, gaan ek sê nie. Hermanus wat gaan kyk of hy kan 2 punte byvoeg op die 15 meter merk. Net bring aan die 22 meter. Hermanus gaan vorentoe kom. Hermanus gaan 2 punte byvoeg. Hermanus wat 2 punte byvoeg. Meneer De Bot sê, manne, dis nou genoeg van hierdie eerste helfte. Kom ons gaan drink ietsie. Ons gaan vat 'n breek. Baie goeie eerste helfte wat ons nou gesien het hierso deur die tuisspan. En ek vermoed hierdie telling het opgeskuif na 42 punte.
42 punte vir die manne van Doorbell. En dit is die manne van St. George's wat nog nie punte aangeteken het nie. Moenie ver weg gaan nie. Ons is binnekort terug met die tweede helfte. Tot skouer.
As jy so agteruit beweeg, op en net Welkom terug hierso by die tweede helfte van hierdie wedstryd tussen Durban, die tuisspan, en St. George's, die besoekers. Tuisspan wat natuurlik voorloop met 42 punte teenoor die geen van St. George's. Ons baie goeie drie gesien. Andre Hannekom in die stadion wat baie skitterend speel. Baie goeie wedstryd. En ons is reg om te begin met die tweede helfte, maar ons wil net weer eens vir ons borgers sê baie dankie. Dankie vir Global Sports Network wat dit op hulle groep gesit het om hierdie wedstryd uit te saai. Maar aan die borgers vanmiddag hierso wil ons baie dankie sê van die borgers van Durbanville Rugby Club, Lone Bull Groep, Hoofsburg. Ons het Arts, Africa Road Transport Services, Stadio, Prime Cleaning Services, Buffelsfontein Brandewyn wat seker maak dat die keel nat bly en die gemoedere laag bly en die spanning nie hoog loop nie. Ons het GDF Civil Defence Force, ons het WP Motor Bakkie Center, Tosa om te help met jou Buffelsfontein. Ons het Stones Durbanville, ons het Spar Aurora, MHI, ons het Pickfits, ons het Cyber. Daar's soveel borge en ons wil vir die borge sê baie dankie vir die moontlikheid om hierdie wedstryd uit te saai. As dit nie vir al die borge was, kan ons nie hierdie klapwedstryde aan die beeld sien nie. So baie dankie aan die borge wat dit moontlik maak om hierdie wedstryd aan te bring. Klaprugby, soos ons sê in die Kaap is gesond. Dis 'n heerlike middag vanmiddag hier in Durbanville. Lekker sonskyn weer, lekker warm weer. Na die koue, ons weet hier kom weer reën en koue, maar in die stadium geniet ons heerlike sonskyn weer. Lekker skare vanmiddag hierso, meneer Bot, wat vir die manne vra of hulle gereed is vir die begin van hierdie tweede helfte. En dit is nou St. George's, die besoekers wat van links na regs vir ons verby gaan speel. Durbanville, en dan sien ek iets van hier's besoekers wat opkom nou van Durban af van St. George's. Ons nou vir ons probeer kyk wie dit is nou nie hulle name hier voor my nie. Maar ons sien is nommer 20, ons nou kyk waar hy speel, dan weet ons wie hy vervang het. As dit 'n Philips is wat hierdie wedstryd gaan begin die tweede helfte. Meneer Bot wat ons 'n vletjie blaas, Philips lekker hang ene. Onder die bal is dit Hannekom wat die bal pragtig redelikheid vat. Hannekom wat 'n paar tree vorentoe gaan, Hannekom wat die bal beskikbaar maak vir sy spanmaats. Miller die wag vir hom. Miller gaan hierdie bal op sy voet sit. Ja, Miller gaan hierdie bal op sy voet sit. Hy gaan 'n Gary Owen hier so los. Hier kom Gary Owen, bietjie diep vir sy man om te jag. Aan die oorkant is 'n Bosman wat die bal vorentoe skop en is dit die manne van St. George's. Maar dit is 'n bal wat vorentoe verloor word deur St. George's, dan word die bal uit 'n onkamposisie uitgespeel. En dis 'n strafskop nou. Hermanus wat gaan kantlyn toe skop. Pieter Smit wat die bal vir Hermanus gee en sê skop hom so ver uit as wat jy kan, my maat. Hermanus wat natuurlik 'n skitterende wedstryd speel. Hermanus wat hierdie bal gaan uitjag. Hy verplaas spel na halfpad tussen die 10 meter en die 22 meter aan die oorkant van die veld. Pragtige dag, soos ons reeds gesê het hierso in Durbanville. Na koue front wat die deur is nou na die binneland toe. Dit is lekker sonskyn weer. En dit is Staples wat hierdie bal gaan ingooi. Adrian Staples. Dit stop onmiddellik, né? Gewoonlik is hy een van die bomsquad wat vandag die wedstryd begin. Stop snel. Weens wel gedaan Proteas met 'n skitterende oorwinning oor die manne van Aussies. Altyd lekker as ons sê Aussies kan pakslag gee of dit nou rugby of cricket is. Skeiestref nou sê ons is nou reg om te gaan. Staples wat hierdie bal gaan ingooi. Weer eens die man, pragtig is die manne van St. George's wat hierdie bal gaan afneem. Pragtig lys aangerank net voor Karel van Green en is dit St. George's wat die bal kry afneem, maar St. George's wat wag vir die bal en is word weggebreek, lyk my dat is hulle Kipro wat daar weggebreek het. Dan is dit Helford wat wag vir die bal. Helford laat loop hierso nou na Oktober met 'n skoppie. Wat 'n goeie skop. Nou is in die hande hierso van hulle Hanno Jordan wat vasgevat word. Pragtig met is die Jordan wat die bal uit die lug gekry het. Miller laat loop na Genis laat loop nou daarso in die hande van 'n Francois Staples wat wil in die middelveld probeer reëgaan. Nou sit hy in die hand van 'n Miller laat loop na
En die ander daar so lyk my van gerol na Losper. Losper laat loop hier so lyk my na Hermanus. Nee, dan is die ander nou daar van Adrian Staples. Dit was Tuso. Miller wag vir die bal, Aiden Miller. Miller wag vir hom. Miller gaan hulle kry. Na Genis. Genis laat loop daar so nou en die ander daar so van Jeff Gerol. Jeff Gerol laat loop daar aan die oorkant en die ander lyk my is dit aan kom wat pragtig hardloop weer aan die oorkant van die veld. Hulle is baie naby die doellyn nou van St. George's. Dis gelyk terug vir die manne van St. George's se moet aan kan kom. As die manne nou weer daar so van lyk my dit is aankom. As die ander hier so van Tuso. Miller laat loop na Genis. Genis 'n lang aangee na Jordan. Jordan laat loop binnekant toe na Pieter Smit sy kaptein en Pieter Smit die wen so 'n paar meter. Pieter Smit is baie naby die doellyn. En dan sê Hannu Jordan wat die bal kry. Hannu Jordan wat sy tweede 3 druk. Soos die begin van die eerste helfte, reg van die afskop, Hannu Jordan wat gaan druk. Weer eens begin van die tweede helfte, Hannu Jordan wat punt aanteken. Baie goeie spel van die manne van Doorbel. Goeie 3 deur Hannu Jordan. Pieter Smit baie goed gedoen. Hannekom baie goed gedoen. En Hermanus wat hierdie bal gaan stel, 5 meter van die hoofpaviljoen kantlyn af, net buitekant die 22 meter. There's 5 subs at this game, 5 subs. Hermanus wat gaan kyk of hy kan punt aanteken. Ons gaan nou gaan kyk, hier's baie plaasvervangers. Hermanus wat hierdie bal gaan tref. Wat gaan hy doen? Hermanus wat hierdie bal tussen die palle deurstuur. Absoluut 'n skitterende skop deur Grant Hermanus. En Grant Hermanus wat lyk my sommer van die veld afkom. Hy word vervang. Baie goeie spel deur Hermanus. Pieter Smit wat lyk my af is. Pieter Smit baie goed gespeel. Lyk my Adrian Staples wat afkom. Baie goed gespeel Adrian Staples. Nou kyk wie's almal hier so op die veld. Hier's 'n hele klomp plaasvervangers. Nou op die veld hier so vir Doorbel. Lyk my die bomsquad is op. Justin Kiperu sien ons is op die veld. 3, 2, 1. Teen Radyn. Teen Radyn natuurlik altyd in die beginspan. Tuso wat pragtig vorder. Tuso. Hy gaan die bal beskik Marcel Miller. Miller laat loop hier na een van die reserves. Nou kyk wie dit is. Dan sit weer nie ander lyk my daar van ander kom. Pragtig word die bal opgeskop deur Hannu Jordan. Nou maar ver teruggeval word deur die manne van St. George's. Hulle gaan hulle wegkom hier so. Hulle probeer hardloop van buitekant hulle binnekant hulle 22 meter. Darren hy kon nie meer doen as wat hy gedoen het hier. En ons in die lyn staan nou amper op die 22 meter op paviljoen kant van die veld. Ons probeer net almal kyk wie op die veld nou is hier so. Hier's 'n hele klomp manne hier op die veld. Ons sien vir Tiaan Radyn, die gewone onderkaptein van hierdie span is op die veld. Nou kyk wie's af hier so. Dit lyk my dit is 'n Gerol wat af is. Losper pragtig gesit. Karel van Greenen wat die bal uit die lug uitvat. En dit is 'n losgemal wat hier begin word. Nee, dit dan word weggebreek daarso van een van die reserves hierso van dan sien daar nie ander lyk my daarso van Shane Truter wat Let him go. Truter. Dan sien die ander lyk my daarso van Chrissy van die Kerk. Chrissy van die Kerk is amper oor. Wat sê die skeieregter? Nee. Dan sit St. George's weggekom die bal. Die skeieregter sê ongelukkig jy het die bal aangeslaan. St. George's vasgeskram onder die palle nou van die manne van St. George's. Pragtige spel. Ons probeer net vinnig nog optel wie is almal op die veld. Dit lyk vir my dit is 'n Hannu Stoffberg. Wat 'n skitterende speler Hannu Stoffberg wat vir die kaptein Pieter vervang het. So get a second go. En dit is Miller wat hierdie bal gaan ingooi. Lefleur die gewone los skramskakel. Radyn wat nou hierso staan weer die agterlyn wat opgebreek het. Dan sit die manne van Doorbel wat vorentoe gaan. Miller laat loop na Radyn en Radyn is deur en Radyn druk uit drie. Die ander Radyn opgekom so pas as reserve.
Tiaan Radyn wat ons weet wat 'n baie goeie speler is. Tiaan Radyn natuurlik die onderkaptein van hierdie span. Tiaan Radyn wat hierdie 3 gedruk het. En dit is Hanni Jordaan wat nou gaan paal toe skop. Hermanus wat van die veld af is. So nou kyk wie het hom vervang. Nie seker wie het vir Hermanus vervang nie. Nou gaan ons die veelsidigheid sien van Radyn af van Hanni Jordaan wat hierdie bal tussen die palle deurjaag en die telling wat nou opgeskuif het. Nou 56 as ek reg onthou. Nou kyk na die telling. Die telling wat nou groot word. Ek dink is 56 vir die manne van Durbel. Okay. Ja, 56 en die manne van St. George het nog met punt aanteken 2 goeie 3 in die tweede helfte. Een was Hanni Jordaan en nou Tiaan Radyn. En dit is Phillips wat nou weer spel gaan begin van die middelkolletjie af. John Treter wat die bal pragtig in die lug vat. John Treter wat opgekom het as reserve. Hy vat die bal pragtig in die lug raak nou in die hande asof van lyk my anders besluit nog dat te vasgevat word. Hulle wil hierdie bal vinnig kry. Genis nou in die hande van Green en die bal is agter hom. Dan sit Radyn wat gaan regmaak. Radyn wat vasgevat word. Radyn wat die bal los goeie is. Hy kan. He's on his Spel feet. weer Stop. Radyn maar die reëls goed toepas. Nou in die hande van Hanne kom wat ongelukkig die bal vorentoe aangee. Die bal wat verlore gaan. Okay. Ongelukkig die bal wat agter Karel van Greenen aangegee word, dan is die bal wat vorentoe gaan. En dan zit lyn staan. En dit is die grensregter wat gewys het die bal wat vorentoe aangeslaan was van die manne van St. George's. Nee, is jou merk. En dit is Kipro wat hierdie bal gaan ingooi. Kipro, pragtig vind hy vooraan kom nie vir Greenen. Nou in die ander daarso Flip. van een van die manne van nou in die ander van Genis wat hierdie bal gaan uitjaag. En dan kyk waar gaan die bal uitgaan, hierdie bal word uitgeskop. Pragtig word die bal uitgeskop op die 10 meter lyn nou van die manne van Durbel. Reg voor ons meneer Visser wat sy vlag opsteek. Bal wat in die hande gekry word deur die manne deur die nommer 6 hierso. Dit is Maat Smit. Nou nee baie goeie aan die man die bal word pragtig in die hande gekry daarso deur hulle nommer 20 een van die reserves net nie ongelukkig sy naam nie. Nou is daar aan die hande daarso van Devin October laat die bal laat loop na sy buitekant toe. En St. George nog steeds beheer van die bal. Ja, hulle het nog steeds hulle gaan vorentoe. Hulle gaan nou die goeie bal wil beskikbaar stel. Hulle wil kyk of hulle die manne van Durbel kan kan kry. Anders in die hande lyk my daarso van Roos wat pragtig. Nou word hy pragtig weggebreek hierso. Dis Ahmad Smit. En Smit word vasgevat kort voor die doellyn. Pragtig verdediging deur die manne van Durbel. Smit wat pragtig gevorder het. Smit wat absoluut skitterend gespeel het. Verveld gewin het, amper was hy deur, maar ek moet sê baie goeie desperate verdediging deur Durbel. Ahmad gestuit. Seker gemaak hulle kry die punte nie. Genis wat hierdie bal gaan uitskop. Hy gaan skop na die hoofpaviljoen kant toe. Skieter van sê 'n bietjie terug gaan, is te ver voor met die bot. Genis wat hierdie bal gaan uitskop. Net kyk laat hy nie op ons val nie. Ja. Meneer Visser wat een van die grensregter wat hier gaan staan die opreg voor ons. Hoofpaviljoen kant van die veld. Ons sit hier tussen die skare op die hoofpaviljoen. Skare weer wat nou lank word hier oor die veld. Kipro wat hierdie bal gaan ingooi. Kipro lyk my van Greenen, maar die bal word Smit wat amper die bal teruggewen het. Smit wat 'n baie goeie loopie gekry het. Miller wat Scheidsregter wat strafskop toeken hierso aan die manne van St. George sê die bal word vasgehou. You just came on. Continue shouting at me. Scheidsregter wat hier vir die reserve nommer 16 sê. Okay. Continue shouting at me. Ek hou nie van hoe jy terugpraat en goed nie. Dan praat jy daar met hom. Dan nou stel jy 'n goeie voorbeeld. Ek weet nie of hy nou die kapteinskap oorgeneem het nie. Set 'n Nie good seker example. nie, ek weet nie hulle
En dan word hierdie bal uitgeskop hier, so nie so baie goeie skop nie. Hy verplaas spel. Bitte veel meer beginnen. No. Are you 3? Dank je. En dit is St. George's pragtig in die bal, dan is in die hande daar van Oktober wat laat loop daar na een van die reserves toe. Nee, ongelukkig nie al die name en dan sien nou 6 in die hande van Oktober die sny binnekant toe. Hy word vasgevat, hy goeie aftrap. Ons lyk my nie hande daar so van St. George's wat nou wil lekker vinnig speel. St. George's wil hierdie bal kry. St. George's laat loop na Roos. Roos laat loop 'n goeie aangee en dan word die bal agtertoe aangegee daar so nou in die hande van nommer 16. Pragtig is hy daar met deur die gap. Ongelukkig kan die bal net in die hande gekry word deur een van die reserves nie. Dan sit Genis wat vinnig speel. En as weer aan die van Genis laat van dis Miller laat loop daarna van Grenen. Van Grenen word vasgevat. En van Grenen dan is dit die hande hierso van Annie Jordaan wat vasgevat word. Gaan die bal uitkom. Skeieregter sê julle kan speel. Bosman na Greiling na Ryan. Radyn. Dan sien jy aan die oorkant also van hulle nommer 12 Jeff Gerol. En dan is nog steeds Bosman wat die bal optel. En dan sê die skeieregter vletjie blaas aangeslaan deur die manne van Deurbel. 9. Wow, maar nie gesê. Hou op. Stand up and get back. Skram. Ja, knock on blue. Vaste skram. Baie goeie spel nou gewees hier deur Deurbel. Net sulke goeie spel deur die manne van die besoekers St. George's. Vaste skram en dit is St. George's wat die bal gaan ingooi binnekant hulle halfgebied, halfpad tussen hulle 22 en die 10 meter lyn oorkant van die veld. 30 meter van die oorkant se kantlyn. En Jerry Helford wat hierdie bal gaan ingooi. Deurbel wat skitterend skram, meneer Bot sê julle skram. Baie goed, julle verdien 'n strafskop, Deurbel. Deurbel wat natuurlik baie bekend is vir hulle skramwerk. Nee. Dit lyk my dit is Hanne Jordaan wat nou heel agter speel. En dit lyk my dit is 'n Losper wat die linkervleuel dek. Geraal is nog op die veld. Radyn is die onderkaptein is op die veld. Ek is seker hy is nou die kaptein. Laat Pieter Smit af is. Ja, kyk wie's nog almal hierso. Ons weet John Truter is op. Pragtig word die bal in die hande gekry. Daar sit deur Karel van Green en hulle begin met 'n losgemaal die manne van Deurbel. Hulle wil word bietjie gestuit in die losgemaal deur die manne van St. George's. Skeieregter sê dit was een keer. Dan sit hy nog steeds hy manne van Deurbel. Nog steeds Deurbel wat vorentoe gaan. Nog steeds Deurbel. En dan is dit ja, die skeieregter meneer de Bot sê die 3 is daar. Nou kyk wie daar op staan. Dit is of Hanne kom of dit is Karel van Grenen. En dit lyk my dit is Hanne kom. Net seker maak dat Hanne kom of van Grenen is. Skarwe het nou lank geword hierso. Dit lyk my is Carlo van Grenen. Baie goeie speler, natuurlik oud speler van die Boland wat nou sy eerste jaar hierso op speel by Deurbel. Annie Jordaan wat hierdie bal gestel het net binnekant die 22 meter nou. Amper net so regs van die reg op al. Jordaan nie gaan vorentoe kom. Jordaan gaan hierdie bal tref. Jordaan gaan hierdie bal skitter en skop. Jordaan gaan hom tussen die pale deursit en hy vyg 2 punte by vir sy span. Pragtig geskop deur Hanno Jordaan. Hier soveel manne wat kan goed paal skop. Ek het nie geweet dat Hanno Jordaan so goed skop nie. Baie goeie skop deur Hanno Jordaan. Sou dit gebeur wat met die Sharks gebeur het teen die manne van Munster en om met paal te skop is hier 'n paar manne van Deurbel wat kan paal toe skop, lyk dit vir my. En dit is Phillips wat nou weer die spel gaan begin hier van die middelkolletjie af. Telling opgeskuif na 63 punte teenoor die geen
onder die bal is 'n Trieter net oor sy kop. Hou die bal aan die hande gekry, lyk my, nou kyk wie dit is, dit lyk my dit is Christie van die Kerk wat die bal in die hand kry. Nou sit aan die hande van weet nie wie dit was, die Trieter, nou die bal in die hande van Tian Radyn, hy word vasgevat. Skeieregter sê kan die man om die nek vat nie. Ja, hy wys daar hoogvat. Hy sê jy kan nie die man, jy kan nie vir Jeff Carroll om die nek vat nie, hoogvat deur die manne van St. George's. En Rian Genis wat gaan kyk hoe ver kan hierdie bal uitskop. Rian Genis wat gaan skop hier na die oorkant van die veld toe. Hy gaan hierdie bal uitskop. Moet sê Genis wat pragtig hulle gereelde loskakel wat terug is na Zimbabwe. Vervang het nou vanmiddag in hierdie wedstryd. Natuurlik wat gaan speel vir die uitspeel weer Zimbabwe wat gaan speel vir uitspeel om te kyk of hulle kan kwalifiseer vir die Wêreldbeker in 2027 as 'n kiepie die bal ingooi. Trieter pragtig vat hy die bal in die lug uitraak rad. Aan sy hande daarvan lyk my ongelukkig die bal wat verlore gaan. Dit is St. George's wat die bal kry. St. George's wat Skeieregter wys hier aanslaan voordeel vir die manne van St. George's. As dit Roos is wat die bal beskikbaar stel in die hande van Oktober. Oktober probeer binne toe gaan, maar hy gaan vasloop hier teen Trieter en Christie van die Kerk. En Skeieregter sê man hy moet los, sy nie gesien op die grond. En dan sit Elfert wat loop son Oktober. Nou is die bal tussen die voorspelers. Elfert wag vir hom, hy gaan hom kry. Dan is een van die ander van die reserves wat pragtig daar deurkom. Hele klomp reserves hierso vir die manne van St. George's, 'n strafskop. It's a dangerous clean. Skeieregter wys jy kan nie 'n man daar vat en omrol nie. Ongelukkig baie foute wat gemaak word deur die manne van St. George's. Wys jy kan nie nekkerrol toepas daar nie. En dit is Genis wat gaan kantlyn toe skop. Genis wat gaan kyk hoe ver gaan hy hierdie bal uitskop en hy gaan hom uitkry. Nee. Dit is hy's nie uit nie. Nou sien hande hierso van die manne van Elfert. Elfert besluit hy gaan hardloop, hy kom die bal met die agterlyn langs. Nou sien hande hierso lyk my van Philips. Nee, hy loop hom vas ongelukkig. Sy van die reserves wat hom daar vasloop. Nie seker en dan is dit Durbel wat hierdie bal pragtig afneem. Dan is dit nou dan hande van die Kerk na Genis. Genis sal lang aangee. Daar in die hande nou van Rian Radyn. Tian Radyn wat verveld gewen het. Hy's nou op die 22 meter. Gaan hulle die bal kry. Nou weer aan van Genis. Genis word hy vir die bal laat loop, maar sy agterlyn is afgesny. Hy kan nie meer laat loop nie. Muller laat loop nou hierso. Nou een van die nog nou is al die reserves wat hier is, ons nou koppel met almal wat op die veld is. Nou sit Trieter wat 'n fop aan gee, maar dan gesny binnekant toe. Trieter wat hierdie bal gaan beskikbaar stel. Ja, die bal gaan uitkom nou. Muller na Genis. Genis laat loop dan na Christie van die Kerk wat nog steeds sterk hardloop. Christie van die Kerk is nou diep binnekant die 22 meter. Nou is hy weer in die hande van Genis. Genis laat loop nou ongelukkig die bal wat verlore gaan daarso. Ongelukkig die bal wat verlore gaan vir Durbel. En dit is St. George's wat wil vandag speel. En die skeieregter wat sê nee, aanslaan St. George's. Die eerste aanslaan was gewees aan die kant van Durbel. En ons het sien vir Cleopas wat op die veld verskyn. Cleopas is ek seker wat vir Genis gaan vervang. Ek gaan hem van sy voet afgaan. En hy is nog aan 'n reserve wat opgekom het. Lyk my is Lefleur wat opkom. Ja, Lefleur wat op die veld is. Genis, die skakelpaar van Durbel wat nou verander word. Lefleur wat op die veld is. Genis wat afgekom het. Genis natuurlik 'n baie goeie wedstryd gespeel. Moet sê Aiden Miller self 'n baie goeie wedstryd gespeel. Nou het ons hier vir Lefleur en Cleopas wat op die veld is. Selfs twee baie goeie spelers. Cleopas natuurlik die kaptein van die tweede span. En het is 'n vaste skram met die manne van St. George's wat die bal gaan ingooi. 63 punte teenoor die geen van wat Durbel voorloop. Cleopas se groot seun. En het is
Durbel wat wil hierdie bal afgeneem en bal gaan nie regkry nie. Die bal word uitgespeel na die deur St. George's. St. George's pragtig hier met die lyn langs. Ongelukkig die bal wat agterdrag gegee word, maar hy kry net nie lekker in die hande nie. Dit is 'n Dwayne van Advantage. Robbenheimer wat die bal net in die hande kom kry. En skeieregter wat sê die manne van Durbel wat aan kant was. En dan word die 5 vanaf gespeel. Dit is Alfred wat vasgevat. Dan kry hy tog die bal weg. Nou is dit die hande lyk my daarso van hulle hele agter Darrenhuis. Darrenhuis wat die bal ongelukkig vorentoe skop en hy gaan nie wegkry nie. As dit Durbel wat hierdie bal pragtig afneem met Cleopas. Cleopas laat loop na Anu Jordan. Anu Jordan het probeer daarso vir sy nommer 13 en dan kry hy losbreek om net nie aan te kry nie. Offside. Nou is dit die manne van St. George's wat om kant was. Manne van St. George's wat nou om kant was. Pardon? Not getting behind the last feet. They must first get onside, then play. En dit is Jordan wat gaan kyk hoe ver kan hy die bal uitskop aan die hoofpaviljoen kant van die veld. Jordan wat die bal gaan uitjaag. Waar gaan staan meneer Visser, die assistent. Hy gaan staan net so by die kant die 22 meter hoofpaviljoen kant van veld. Lekker skare, lekker saamgesels. Die geur van die kosse wat so lekker is hier op die hoofpaviljoen kant. Keel wat lekker droog word. Baie lekker praat, lekker rugby. Ons word getrakteer op aanskoulike rugby kortlyn staan. As die manne van Durbel, Karel van Greenen wat die bal pragtig kry, Lefleer na Cleopas. Cleopas laat loop daarso na Tuso wat binne toe sny. Lefleer na Cleopas. Cleopas laat loop daarso aan die oorkant. Dan word die bal daarso in die hande gekry, maar meneer De Bot wat sê die manne van wat se onkom hier kan 'n geel kaart kom. Onside. You have to get back last feet. Yes. Dink iemand het die bal afgeklap. Ek was nie seker wat daar gebeur het nie. Ek kon nie sien wat gebeur het nie, maar meneer Johan De Bot At the tackle. you have wat to 'n get geel the kaart last gee feet. hierso vir die manne van St. George's. Discipline is going Ek down. vermoed iemand het die We bal need to look for afgeklap. Ek discipline. kon dit nie lekker sien nie van. Geel kaart nou hierso vir nommer 20, een van die reserves wat opgekom het. En hierdie bal wat uitgeskop word nou daarso net binnekant die 22 meter van die manne van St. George's. St. George's wat nou met 14 manne speel. Hulle loop reeds agter met 63 punte teenoor geen punte nie. Die tweede span wat gewen het sonder dat St. George's punte kry, Trieter in lyn staan. Bal skief en gooi, keeper bietjie skief en gooi, Trieter pragtig rank in die lyn staan. Tweede span wat gewen het, ek dink 80-0. Die eerste span loop voor 63-0. Groot tellings wat hier opgestel word deur die manne van Durbel. Durbel wat teruggaan na die eerste plek op die punteleer na hierdie wedstryd. Dit is amper verseker. Wanneer vroeg spook op jag nie, maar ek weet nie of St. George's kan terugkom in hierdie wedstryd omkeer nie. Dus dit eindiglik staan is dit die manne van Durbel wat terug is in die eerste plek op die punteleer. Harry wat hierdie bal ingooi, Helfit wat hierdie bal ingooi. Weer eens is dit die manne van Skeieregter wat sê hulle weggedree. Dan word vanaf speel die manne van St. George's. Dis Helfit hierdie links en dan sy buitekant toe, dan sy weer na die binnekant toe en dan gaan hy vasloop. Skeieregter sê julle is nie 10 meter weg nie. Heeltemal reg meneer De Bot. Manne van Durbel wat nie 10 meter teruggeval het nie. Nee, strafskop, hy sê die man hou die bal vas of iets. Strafskop Durbel. Ek dink Helfit het nou baie hard probeer daarso. Eers gelyk of hy nie die Durbel nie 10 meter weg was nie, maar hulle was. Maar die klein skramskakel was daar teen 3-4 manne van Durbel wat hy moes meeding. Durbel baie goed wat hulle meeding om die losbal. Lyn staan, oorkant van die veld, pragtig in die lyn staan. Is dit Trieter wat baie goed doen in die lyn staan. Losgemaal wat begin word deur die manne van Durbel. Losgemaal wat nog steeds gaan. Nog steeds is dit losgemaal en iemand is daar oor aan die oorkant. Daar tussen al die manne wie waar ons staan, is ek nie seker wie daar gedruk het nie. Nou vir kyk. Ja, die bal. Kan toe sou wees. Nie seker nie.
Durbel wat nog 'n punt aangeteken het. Anne Jordaan wat gaan kyk of hy die bal kan oorskop. Anne Jordaan wil nie iets sê nie. Commentators keus op manne sit nie. Anne Jordaan wat die bal sal net by kan die 22 meter. So 15 meter van die oorkant se kantlyn. Telling aanskryf na 68 punte vir die manne van Durbel. Lekker met die skare saam praat. Lekker atmosfeer hierso. Jordaan wat vorentoe kom. Jordaan tref die bal. Maar Jordaan sit hom nie tussen die pale deur nie en as ek my nie misgis nie, is dit die eerste doelskoppale toe wat nie oor is nie. En die telling wat opgeskryf het na 68 punte. 68 punte teenoor die geen van die manne van die besoekers van St. George's. Afgeskop onder die bal is dit Trieter, maar dit is een van die manne wat die bal in die hande kry. Durbel wat nou in beheer is van hierdie wedstryd aan die hande van Kieper wat die bal agter toe verloor. Dan nog steeds die manne van Durbel wat die bal agter toe verloor. Dan is in die hande daarso van hulle binne senter en hier gaan punte kom. Dwayne Raubenheimer, baie los spel deur die manne van Durbel. Alle lang was agter die manne gewees. Dwayne Raubenheimer wat die bal deurgeskop het. Dwayne Raubenheimer wat onder die palle gaan druk. 13. Moenie snaaks geprobeer. Eerste punte vir die manne van St. George's. Alfred die skramskakel wat hierdie bal gestel het in die middel van die veld. Alfred gaan vorentoe kom. Alfred gaan die bal tussen die palle deursit en Alfred verander die telling nou na 68 punte teenoor die 7. 68 vir Durbel, 7 vir die manne van St. George's. Theophas die loskakel wat nou gaan afskop van die middelkollegie. Theophas gaan hierdie bal 10 meter trek. Nee, die bal wat nie 10 meter trek nie. Trieter wat die bal uit die lug uitvat. Die skeieregter wat sê nee, vaste skram, St. George's wil skram. Jy gehad van 'n vaste skram of 'n lyn staan. Ek weet nie altyd of die vaste skram die regte dinge steen hierdie manne van Durbel wat baie goed skram nie. Vaste skram en dit is Alfred wat die bal gaan ingooi. Lekker aanval in die ene. Op die middelkollegie. Nie baie goeie afskop van Theophas nie. Skeieregter meneer Bot wat op sy fluitjie blaas. Ons is nou in die laaste 10 minute van hierdie wedstryd tussen Durbel en St. George's. Skram middelkollegie, Alfred wat die bal ingooi. Skeieregter op sy fluitjie blaas en sê nee manne, hierdie bal, die manne is almal grond toe. Keep your bind. Please try and keep Kan your hier so enige strafskop gee nie. Ons gaan oorskram. St. George's wat onder geweldige druk is in die skram hierso van Durbel. Durbel wat geweldig baie goed skram. Kan jy hoor die skare wat lekker rustig saam praat. Set. Lekker tussen skare Durbel, 'n geweldige groot skram van Durbel, maar dit is 'n Durbel wat hierdie bal gaan in die hande kry. Lyk my dit is 'n Handelstopper. Dan is dit 'n strafskop en Lefleur wat vinnig speel. Lefleur gaan hy deurgaan. Lefleur is daar en hy druk hom. Wat Lefleur vinnig 'n tikskoppie. Vang die manne van St. George's aan die slap. Pragtig gespel deur Grant Lefleur. Hy sê van die nommer 1 loskakel in die stadium hier by Durbel nie.
Manne heeltemal in slaap gevang. St. George nog kyk wat genaan, toe is Lefleur amper op die doellyn. Moes desperaat keer. Maar Lefleur druk 'n baie goeie 3. Ek weet nie hoeveel se 3 is hy. Maar die telling wat nou opgeskuif het. Na 72, 73, is ek reg goed. Annie Jordaan wat gaan kyk. Jordaan die gaan vorentoe kom. Jordaan gaan die vlae lig. Jordaan die voeg 2 punte by. En die telling wat nou opskuif na 75 punte. 75 punte vir die tuisspan. 7 punte wat die besoekers het. Skaar. Sien Wolfmeyer wat hier lekker gesing word deur die skare. Almal praat van die vrot pampoene. Goed, dit is lekker om so te luister na al die skare. Manne geniet hulle rugby. En dan word die bal afgeskop hier so deur Oktober. Maar pragtig word die bal in die hande kry. Man word die ver gevorderd, lyk my is Chrissy van Niekerk. Pragtig word die gehardloop, lyk my is Chrissy van Niekerk. Ja, Chrissy van Niekerk wat daar die bal gekry het. Chrissy van Niekerk, pragtig ver gevorderd. Lefleur wat weer probeer binnekant toe gaan, maar hierdie keer word hy dopgeneem. Nou sit Lefleur hier in die hande nou van Hanno Stoffberg. Hanno Stoffberg na Hanno Jordaan. Hanno Jordaan gaan die bal vorentoe skop. Die bal wat pragtig in die hande gekry het daar deur die manne van Durban, 'n goeie skoppie. En dan wil hulle die bal kry. Die skeieregter wat sê die manne van St. George's wat die bal kon wettig gaan speel en wat die vinnig gespeel deur Halford. Nee, dis nie Halford nie, dit is Devon Robenheimer. Hy verloor die bal vorentoe. Skeieregter sê die manne van Durban weer onkant. As dit Dwayne Robenheimer is wat sê alles probeer hierso vir die manne van St. George's. En dit is Halford. Lyk my wat gaan kantlyn geskop. Jody Halford. Kyk hierso, want toe die bal kop, net keer. Gelukkig die bal wat net so halwe meter voor ons vat. Baie goeie skop deur Halford. Skop hierdie bal uit amper op die 10 meter lyn. Kamara moet keer hierso as hierdie bal uitgeskop word hierso op paviljoen kant van die veld. Die server wat nou hierdie bal gaan ingooi, ek is net seker wie is hy nie. Goeie duikslag hierso deur Lefleur. Baie goeie duikslag hierso deur Lefleur. Dan is dit die manne van St. George's wat vandag speel. Dit is die manne van Oktober wat vasgevat word. Hulle gaan hierdie bal toe gekry. Hulle loop hulle dan aan die oorkant van die veld toe. Maar dan word hulle weer gestuit. Dan word die ver agter toe gespeel in die hande van Oktober. Oktober laat loop hierso nou in die hande lyk my hierso van Ashwin Shields. Ashwin Shields laat loop hierso. Nou, een van die reserves toe. En dan gaan hy vasgevat word. Hierso lyk my deur Lefleur. Ja, hy word vasgevat. Die skeieregter het vletjie blaas. Hy sê die man los as hy die bal grond toe gaan. Dan sit Roos wat die bal laat loop. Dan sit hy dan van Oktober laat loop. Dan hier's nog baie reserves. Kan hulle almal hierso kry nie. Dan sit hy's pragtig. Hy's en aan die oorkant gaan hier punte kom vir die manne van St. George's. Aan die oorkant is die manne van St. George's wat 'n skitterende 3 druk is. Hulle maar 21. Gelukkig het ek net nie 'n naam hier vir hom nie. Pragtige spel deur St. George's. Well done St. George's. You deserve that. That was a brilliant run from the fullback Huys through the gap. And reserve right on the far corner. What a beautiful try. That is beautiful to see somebody run like that. Ons het van die begin af gesê die manne van St. George's het spoed. Jy moenie vir hulle kans gee nie. Moenie hierdie wedstryd losmaak nie. Want hierdie manne het spoed. Oktober wat hierdie bal gestel het teen aan die kantlyn oorkant van die veld, net by die kant 22 meter. Baie moeilike skop wat Oktober hierso gaan hê. Oktober wat gaan kom. Oktober gaan hierdie bal tref. Die bal trek baie goed. Die bal trek skitterend. Die bal trek uitstekend. Absoluut uitstekende skop van die kantlyn af. 'n baie goeie skop deur Oktober. Devon Oktober 'n baie goeie skop. En die spel wat gaan begin word, hier seker in 'n paar minute speeltyd oor. Dis nie meer baie speeltyd nie. Maar net die wag vir die bal.
Pragtig word die bal uit die lug uitgepluk deur die manne van St. George's, dan begin met 'n lekker loopie. Hulle is nou lus vir hardloop. Dit is Ashman Shields wat probeer veld wen het. Nou is die ander dan van Oktober wat ongelukkig die bal voorgevloei. En Trieter wat pragtig hardloop. Trieter wat die bal opgetel het en Trieter wat onder die paal gaan druk. Wow, pragtige spel deur St. Trieter. Pragtige spel. Nooit ophou speel nie. Trieter nie opgehou speel aan nie. Baie goeie 3. Off at the moment. Die telling wat nou baie groot aangeskuif het hier, so ek dink ons 75 nou 80-14 as ek reg onthou met die doelskop wat wag op Jordaan. Vorige wedstryd het die manne van Deurbel gewen 80-0 en die stand dink ek 80-14. As ek 'n minuut of 2 speeltyd hoor, as my baie speeltyd hoor nie, is dit Jordanus wat 2 punte byvoeg. Telling wat opskuif nou na 82. 82 vir die manne van Deurbel. $90 seconds, 90. Ah! 90 seconds, voete! Afskop hierso van die middelkolletjie af. Onder die bal is dit Lefleur wat pragtig speel. Lefleur wat nog steeds in beheer is van die bal. Lefleur is nou is die bal in die hande nou hier van Trieter wat die 3 gedruk het. Nog steeds Trieter 'n baie sterk speler. Trieter wat hierdie bal gaan Leeupas het hom, maar die skeieregter wat sê die bal vorentoe verloor. Leeupas ongelukkig toe die bal optel wat die bal vorentoe verloor het. Ongelukkig. In die gees van hierdie wedstryd word dit oorgesien. Ek moet sê Trieter van hy opgekom het wat baie goed speel. Hanno Stoffberg baie goed speel. Hanno Stoffberg gereelde speler. Lefleur opgekom het baie goed. Radyn onderkaptein baie goed gespeel. Annie Jordaan baie goeie wedstryd gespeel. 2 goeie drieë. So on your feet, you're moving forward. Keep the gap, please. Dat is 'n freebie. Volgende is 'n freebie. Andre Hanne kom, die agste man, baie goed gespeel. Ek dink Hanne kom met 3 of 4 3 gedruk as ek reg onthou. Maak dit baie moeilik om 'n man van die wedstryd aan te wys hierso. Karel van Greenen baie goed gespeel. Vaste skram op die middelkolletjie. St. George's wat hierdie bal gaan kry in die hande van Oktober. Oktober probeer binne toe gaan, maar hy gaan vasloop teen Hanno Stoffberg. Dan sien die ander hierso van hy's pragtige wat die bal wat sê die skeieregter meneer Labot sê ja, die bal is vorentoe verloor. Ons het dit ook gesien. Dan sit Chrissy van die Kerk wat die bal vorentoe vat. Chrissy van die Kerk nog steeds Chrissy van die Kerk. By hom is Sean Trieter. Anders die bal wat verloor word. Die skeieregter sê jy kan nie van nou ook 'n posisie afspeel nie. St. George's. En ons het 'n strafskop. Net binne kan die halfgebied nou van die manne van St. George's en dit is Annie Jordaan wat gaan kyk hoe ver kan hy die bal uitskop na die hoofprobleemkant van die veld toe. Hy gaan die bal uitskop. Baie goeie skop hier deur Annie Jordaan. Ons is in die doodsnikke van hierdie wedstryd en dit is die tuisspan wat voorloop in die stadium met 82 punte teenoor die 14. Dis mooi om sulke rugby te sien, dis lekker, dit is rugby is gesond. Kaapse rugby, klub rugby is gesond, dis lekker die toeskouers word trakteer op goeie rugby as dit begin donker word hier in die Kaap in Durbanville. Heerlike weer vandag gewees hierso, kortlyn staan. Karel van Greenen, pragtig dit van Greenen wat daar die bal uit die lug uitvat. En hier gaan weer 'n loopie kom nou in die hande daarvan Hanno Stoffberg. Hanno Stoffberg nou in die hande daarso van Leeupas laat loop daarso lyk my dit is aan die hande van Losper wat vasgevat word. Gaan hierdie bal weer uitkom. Deurbel wil hom hê, maar dit is St. George's wat wegkom met hierdie bal. Dis St. George's wat vorentoe gaan. Nou is dit een van die lyk my hulle kaptein wat nou oorgaan met nommer 16. Nou is die hande van Oktober laat loop hierso. Nou sien die hand van Oktober, dit was halfuit. Ongelukkig die bal wat aangeslaan word hier deur die manne van St. George's. Meneer Labot wat sê, dis die einde van hierdie wedstryd. We're doing interviews. Thank you. Wel gedaan. Baie goeie wedstryd. Dis die tuisspan Deurbel wat hierdie kragmeting wen. Wel verdiend met 82 punte teenoor die 14 van St. George's.
Maar wat 'n goeie wedstryd het ons hier vanmiddag hier gesien vanaf Durban wil nie. Heerlike, mooi rugby. Moet nie ver weg gaan nie. Ons is nou terug met die onderhoude van onder op die veld. Gee my net kans, ek is nou terug met die onderhoude.